Goeiemôre. Ek vertrou dat het met jou goed gaan en dat jy die guns van die Here geniet. Ons het aan die einde van 2025 gekom. Die jaar het so vinnig verbygesnel. En dit laat my dink dat elkeen van ons 'n storie het om te vertel. Miskien voel jy dat jou storie nie so dramaties is soos ander se nie. Soms voel dit vir jou of jou storie dalk so 'n bietjie minderwaardig is in vergelyking met die van ander. Die feit is, jy het 'n storie. Daar is stories van groot vreugde, hoogtepunte. Maar dan is daar ook die stories van hartseer. Stories van vrese en bekommernis. Stories waar lewens in 'n oomblik verander. In baie gevalle is die storie nog nie klaar nie en dan wonder jy onwillekeurig wat die slothoofstuk gaan oplewer. Nie een van ons het deur hierdie lewe gekom sonder draaie, hoogtepunte, laagtepunte, vreugde en trane nie. Maar die wonder van die evangelie is dit, jou storie begin nie by jou nie. En dit eindig ook nie by jou nie. Ek stel dit aan jou. God is die outeur daarvan. In Psalm 139 lees ek dat ons daar reeds in God se boek geskryf is voordat een van hulle aangebreek het. Dit beteken jou lewe is nie 'n toevallige klomp bladsye nie. Jy is nie 'n losstaande paragraaf in die heelal nie. Jy is deel van God se groot verhaal, 'n verhaal van skepping, val, verlossing, hoop. En wanneer jy jou storie verstaan binne God se groter storie, kry jou lewe betekenis. So lees ons dan ook in die woord van die Here van 'n man met die naam van Saggeus. Nou, ek wil graag so 'n bietjie na Saggeus se storie kyk en dit so 'n bietjie met u deel en dit dan gebruik as 'n kapstok om so 'n paar gedagtes aan en op te hang. Ons lees in Lukas 19 vers 1. En hy het in Jerigo gekom en daardeur gegaan. En daar was 'n man met die naam van Saggeus, 'n hoof van die tollenaars en 'n ryk man. En hy probeer om Jesus te sien wie hy was, maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. En hy het vooruit gehardloop en in die wilde vyeboom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daarlangs verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. En hy maak toe gou en klim af en het hom met groot blydskap ontvang. Ek wil dan graag begin deur 'n vraag aan u te stel. Wie speel 'n rol in jou storie? Die naam Saggeus beteken skoon, suiwer, onbevlek. Saggeus het so 'n mooi naam, 'n goeie naam, maar ongelukkig het Saggeus 'n slegte reputasie. Sy rykdom is te danke aan die feit dat hy mense ingedoen het met geld. Hy erken self dat hy mense afgepers het. Jy sien, daar is 'n verskil tussen karakter en reputasie. Reputasie is wat ander van jou sê. Karakter is wie en wat jy werklik is. Nou lees ons hoe hierdie man met die reputasie, Jesus graag wil sien. Hy sit egter met 'n probleem. Hy is klein van gestalte. Vanweë die teenwoordigheid van die skare is dit vir hom byna onmoontlik om Jesus te sien. Ons vind egter by hom 'n dringendheid. Hy wil Jesus sien ten alle koste. Wil jy graag Jesus sien? Wil jy graag hê hy moet betrokke wees in jou lewe? Sê jy soms of sê jy altyd? Wat verhinder hierdie ontmoeting of betrokkenheid van Jesus in jou lewe?
Saggeus hardloop vooruit en klim in 'n willevyeboom. Hy het so baie van Jesus gehoor. Sommige sê dat Jesus siekes gesond maak en goed doen aan ander. Hy is 'n profeet. Ander sê hy is 'n vraat en 'n wynsuiper. Hy hou hom op met 'n laer klas mens. Tog, sê Saggeus, ek wil hom sien. Ek wil self besluit rakende Jesus. Ja, ek en jy moet besluit wat ons met Jesus wil doen. Wat God in jou lewe doen, is nooit net vir jou nie. Jou getuienis is 'n saad wat in iemand anders se hart geplant word. Jou pyn is nie die einde van jou storie nie. Dit is dikwels die plek waar God die hardste praat. Wanneer jy jou storie deel, jou oorwinnings en jou wonde, word jy 'n draer van hoop. Jou stem word 'n instrument in God se hand. Ag vriend, moenie jou storie wegsteek nie. Iemand se geloof mag dalk daardeur gevoed word. God herskryf dit wat gebreek en stikkend lyk. Die evangelie is die kuns van herskryf, waar jy net chaos sien God 'n nuwe begin. Waar jy net skuld sien, skryf hy genade. Waar jy net 'n punt sien, plaas hy 'n komma. God is nie klaar met jou nie. As jy asem het hy nog 'n hoofstuk om te skryf. In sy gees, terwyl hy daar in die boom sit met 'n verwagting, gebeur die wonder. Jesus kom onder die boom tot stilstand en dan praat hy direk met sy gees. Ja, hy is bewus van sy gees. Hy ken hom by die naam. Hy is bewus van sy reputasie. Maar is dit nie juis hoekom hy na hierdie wêreld gekom het nie? Hy wil betrokke raak by mense met 'n reputasie, by mense wat 'n behoefte het. Dan sê Jesus vir Saggeus, Saggeus, maak gou en klim af, want ek wil vandag in jou huis bly. Dit is nou jou oomblik, maak gou. Jesus oortref Saggeus se verwagting. Hy wil by hom tuis gaan. Vriend, die verhaal van Golgotha wys op die feit dat God betrokke wil wees in jou lewe. Die pad van vernedering, eensaamheid, verwerping, pyn, trane is nie aan hom onbekend nie. Hebreërs 2:18, want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Leef jou storie met geloof, want dit word iemand se padkaart. Ek stel dit aan jou, God is nie klaar met jou nie. As jy asem het hy nog 'n storie om te skryf. Ons het almal 'n storie om te vertel. Maar die mooiste stories is die waar God die hoofkarakter is. Wanneer ons hom toelaat om te skryf, word die gewone heilig. Die alledaagse word aanbidding en die klein word groot. Ek wil graag afsluit. Ek wil dit aan jou stel dat God se betrokkenheid in jou lewe nie noodwendig 'n rustige vaart gaan beteken nie, maar dat hy jou sal dra midde die storm. Hy sal jou deur die vallei vat, want die vallei is nie jou eindbestemming nie. Wanneer ek swak is hy sterk. God is groter as die hoogste berg, groter as al my vrese, groter as al my vrae, ja, groter as enige iets wat ek kan sien of ervaar. Groter as die skaduwees wat op my lewenspad mag val, groter as my verwardheid, my probleme, my vrese, my ongeloof. Ja, hy wil betrokke wees by jou lewe, by jou storie. Hy sê vir jou, Saggeus, klim uit die boom, want ek het vir jou iets beters in stoor. Mag jy vandag jou storie teruggee in die hand van die outeur, en mag hy iets skryf wat die wêreld nie kan ignoreer nie. Here, ons sê vir U baie dankie vir die goedheid en die guns.
Dankie dat U wil betrokke wees in ons lewens. Dankie dat U ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. En Here, dat die storie van ons lewens 'n verhaal sal wees van U goedheid en U guns. Dankie dat U omgee, dankie dat U belangstel, dankie dat U ons deurdra deur die grootste krisis. Mag ons lewens 'n verhaal wees wat die getuienis sal uitstraal, dat God lief, dat Hy voorsien en dat Hy beskerm. Ons bring dan aan U al die lof, al die eer en al die dank van ons hart in Jesus naam. Amen.